Baie welkom by Pretoria FM. Ons gaan voort met 'n reeks oor kinders, die verskillende persoonlikheidstipes en temperamente van ons kinders. En ons praat dan spesifiek in hierdie reeks met Hetty Brits. Sy is die skrywer van die boek Kweek kinders met karakter, en Karen Hunt, 'n geakkrediteerde fasiliteerder van die Journey Through the Parenting Garden kursus, wat ook weekliks by ons aansluit. Hallo Hetty en hallo Karen. Hallo Sarina. Hallo Karen. Hetty en Sarina. Ons het al gekyk na die palmboom, ons het gekyk na die suurboompies, ons het gekyk na die roosbome en dit bring ons van dese week by die denneboom. Hoe lyk die jong denneboom? Rina, as ons kyk na 'n klein denneboompie, hier van 0 tot 6 jaar, is dit baie rustige, stadige kindertjies wat wegraak in die agtergrond, maklik net kan verdwyn, veral tussen boeties en sissies. Maar hulle bly kalm en hulle bly basies dieselfde, hulle groei net langer. Hulle is nie haastig om ergens te kom nie, hulle is lae energie babas en hulle observeer verskriklik fyn wanneer hulle wel deelneem. Ja, Hetty spot so en sê hulle het waarskynlik 'n paar mylpale gemis, want hulle soek nog steeds die maklikste manier om dit reg te kry. En dalk doen hulle en so mens mis baie keer van daai ding en kan mens begin bekommerd raak. Maar daar is nie fout met jou kind nie, dit is net 'n denneboom baba. Hulle hou wel nie van vreemdelinge of te veel nuwe dinge nie, te veel beweging, te veel geraas, gaan ook nie lekker by hulle sit nie. Maar hierdie klein boontjies het wel 'n baie hardkoppige nee. So dis iets waarvoor 'n mens wel ook kan uitkyk. Hulle kan vassteek soos 'n donkie en 'n mens moet versigtig wees daarvoor dat mense hulle ook dan nie forceer en druk in 'n rigting in waar hulle nog nie reg is om in te beweeg nie. Hulle kan maklik vergete raak omdat hulle nie vra vir aandag nie. Hulle sal nie vir jou sê wat hulle nodig het nie. Hulle gaan ook nie vir jou sê of te veel huil of skree wanneer dinge moet gebeur wat nodig is nie. So mens moet maar seker maak jy gee ook vir hulle genoeg aandag en liefde waarop hulle floreer. Hulle is wel baie skaam en teruggetrokke en hulle hou van hulle gemaksone. So mens moet ook daarna voor uitkyk veral vir die klein denneboompies wanneer hulle moet begin beweeg, dat hulle kanse gegee word om nuwe dinge te leer, aan blootgestel te word en veral om vriende te maak, want hulle sal dit maklik mis omdat hulle net daai lae energie tipe boompie is. Ja, en as hulle nou in die laerskool ingaan, dan smelt hulle so saam met die muurpapier en sit gewoonlik aan die kant of heel agter en gaan nie sommer hand opsteek nie, en as jy vir 'n vraag vra, dan verbreek hulle oogkontak. Moet net nie vir my vra nie. Baie moeilik vir hulle om voor 'n groep kinders te praat, dis gewoonlik een van hulle grootste vrese. So ons sien nou in die laerskooljare dat hulle kan verdwyn en vergete kan raak en dan inderdaad ook akademies kan agterraak. En dis nie omdat hulle nie intellektueel absoluut net so slim soos al die kinders is nie en eintlik gewire is om spesialiste te wees en heel bo uit te kom in een veld. Maar wat ons aanvanklik net sien is 'n kind wat so min as moontlik doen en uit die moeilikheid uit bly. En die ouers kla altyd oor onderprestering. Daar's altyd ietsie soos sy kan beter, sy kan meer. Sy moet net bietjie uit haar dop kruip, sy moet bietjie harder probeer. Maar daai gemaksone word bewaar. My man sê altyd hulle wil net nie te vroeg piek nie. Maar dan piek hulle piek gewoonlik glad nie in die skooljare nie. Dis gewoonlik na skool. En dan is daar die frustrasie van ouers en onderwysers nie kan verstaan hoekom jy nie die kind bang genoeg kan maak om te leer nie. Jy kan net nie, jy kan hulle nie genoeg betaal nie, kan hulle nie genoeg afskrik nie. Jy kan die foon wegvat, hulle kan met hulle tone speel. Hulle het baie min nodig in die lewe. So as jy alles weggevat het en dit alles gedreig het en alles beloof het en jy kan nog steeds nie beweeg nie, dan kom jy agter dis 'n kind wat nie werk vir meer maats nie, want een goeie vriend is genoeg, wat nie werk vir enige beloning nie, maar wat iets sal doen omdat hulle daarin glo of omdat hulle van die persoon hou. So as jy nie verhouding het met hulle nie en as jy nie hulle waardes verstaan wat daar reeds hierso in die vroeë tienerjare begin ontwikkel nie, dan kan jy hulle nie regtig beweeg nie. So daai stil hardkoppigheid kry mens maar weer meer mee te doen. Dit is belangrik dat ons vir hulle leer, daar's nie fout met jou as jy net 2 of 3 maats het nie. Dis heeltemal goed so. Om te behoort is vir hulle belangrik, hulle is sensitief vir verwerping.
en hulle kan nie hulle self bemark nie. Hulle is nie die palms wat sê, "Hey, kyk vir my en ek is baie pret nie." Want hulle is nie noodwendig baie pret nie. Hulle is soort van patty. Hulle vul net die gaatjies en hulle kom net saam. Maar daai saamkom maak ook dat hulle vatbaar is vir groepsdruk en baie keer maar net doen wat die maats van hulle vra omdat hulle nie lus is vir die konflik nie. Konflik is een van hulle groot vrese. En as ons reeds in daai jare, hulle kan help om maar een ding te vind waarna hulle regtig belangstel, wat 'n bietjie flikker in die oogies sit wat gewoonlik maar so 'n bietjie dowwerig kan wees of slaperig kan lyk. Dan kan ons vir hulle groot guns doen. En Karen sal hier verder gaan want in die tienerjare is dit ook 'n belangrike kern, Karen. Ja, die tiener Den is 'n vreedsame en 'n vredelewende kind. Die gevaar is wel dat hulle kan baie keer stak voorkom. Ek weet nie hoe gaan mense dit mooi verduidelik nie, maar hulle lyk of hulle nie ergens op pad teen is nie. En dit is nou waar daai penwortelstelsel van die Den weer inkom, want hulle word nie sommer geskuif nie. Hulle hou nie van verandering nie en hulle bied ook weerstand daarteen, daai stille hardkoppigheid waarvan ons nou gepraat het. En enige verandering, enige vorm in enige iets is nie vir hulle lekker nie. Want hulle hou van hulle spasie waar hulle so lank as moontlik, so min as moontlik kan doen. En dan kom daar 'n dag iets wat net daai sterretjie in hulle oog is, wat hulle een ding is wat hulle moet ontdek. En in hierdie fase is dit iets waarna mens met hulle tyd kan spandeer, is om daai dingetjie te ontdek wat regtig hulle passie aanvuur en maak dat hulle in beweging kom soos niks anders nie, amper soos 'n vuurpyl wat dan vooruit gaan. So ouers moenie paniekerig raak as hulle kinders nie dinge doen of te genoeg blootstelling kry nie. Dit is nie 'n refleksie op wie jy is as ouer of dat jy nie genoeg vir jou kinders bied nie. Hulle stel net nie belang daarin nie. Hulle kyk na die wêreld om hulle en hulle sien al hierdie dinge wat gebeur en dit vat net energie en dis net te veel dinge wat aangaan en dit raas en dit pas net nie by hulle persoonlikheid nie of by hulle temperament nie. En dan is hulle ook baie saggeaarde mense. Hulle is baie keer baie lief vir diere ook. En hulle is empaties. Hulle is wel baie keer laat omdat hulle rustig is en stadig is en dinge nie baie vinnig doen nie. Maar hulle is ook goeie luisteraars. Hulle sê nie noodwendig veel nie, maar jy gaan vriende vriende van jou, as jy 'n denneboom vriend het of jou kind is 'n denneboom, dan gaan hulle regtig lojaal wees. Hulle kort wel baie tyd en spasie, so gun hulle ook dit. En hulle sal enigiets doen om die vrede te bewaar. Hulle hou nie van konflik nie, hulle soek dit ook nie uit nie, hulle sal dit eerder vermy. Hulle is wel emosioneel stabiel en dan het hulle 'n verrassende droë sin vir humor, wat 'n mens regtig hulle ook kan aanblaas en aanvuur en dit ook seker maak hulle besef dat jy dit geniet. Hulle is ook nie baie lief vir die verhoog of sigbaarheid te veel nie, so moet hulle ook nie te veel druk as hulle nog nie gereed is om te doen wat hulle moet doen en daai een ding met die wêreld te kan deel nie. En hoe kommunikeer 'n mens dan met 'n denneboom? Dennebome het mense volle aandag nodig, maar ook nie 'n stip kyk nie, want dit voel soos 'n ondervraging. So met 'n den sit jy alles neer, jy draai bietjie na hulle toe, maar jy kyk so oor die linker skouer of jy kyk so vir hulle via die triespieeltjie in die kar. En dan doen mense alles bietjie loutjie. Mens praat sagter en jy praat stadiger. Want vir hulle voel dit of die wêreld te luid is en te vinnig beweeg. En dan maak mens eerder stellings as om vrae te vra. Mens sê eerder ietsie soos lyk of jy mooi jou dag oorleef het, eerder as om te sê wat het vandag alles gebeur, vertel vir mamma alles. Want jy gaan sulke een woord antwoorde kry, veral in die tienerjare kry jy nee, okay, sleg nie, nie eintlik iets nie. Jy kry seker tipe antwoorde, maar as jy regtig belangs, as jy 'n stelling maak soos my dag was wild, ek gee dit so 'n 4 uit 10 en jy, dan gaan jy baie meer inligting kry en dan moet mens 'n veilige luisteraar wees, want as mens ooreageer, dan gaan die den nie weer vir jou iets sê nie. Hulle is bietjie soos 'n oester wat so stadig oopgaan en dan rol hulle vir jou so 'n pareltjie uit wat uit hulle hart uitkom en dan kyk hulle of jy met die parels vertrou kan word. So om 'n goeie vriend vir 'n den te wees, beteken jy het iets reg gedoen, want hulle maak net teenoor 'n klein groepie mense oop. En baie keer moet jy letterlik lê, ruggie krap, stil bly vir 30 sekondes voordat jy iets hoor. Ons moet ons aanpas om met hulle te kan kontak maak. Ek
Ek leer so baie in hierdie reeks. Baie dankie dat jy bereid is om jou kennis met ons te deel. As jy by ons ingeskakel is, ons gesels in 'n reeks oor ouerskap en kinders se persoonlikheidstipes en temperamente, en Hetty Brits is die skrywer van Kweek Kinders met Karakter wat saam met ons praat, sowel as Karen Hunt, 'n geakkrediteerde fasiliteerder van die Journey Through the Parenting Garden kursus. Volgende week gaan ons spesifiek kyk na ouerskapstyle, want ek dink 'n boom kan ook net floreer in so 'n mate dat sy omgewing dit toelaat. Ons gaan kyk, wat is jou ouerskapstyl en hoe kan 'n mens potensieel aanpassings maak om jou spesifieke boompie kind beter te kan verstaan. Baie dankie.